Wanneer iets my pla, dan raak my wêreld kleiner. Die probleem word groter. Die moontlike uitkomste word groter. Die onsekerheid word groter. En baie ander meer belangrike dinge verdwyn uit my sig. Nou wanneer Jesus oor bekommernis praat, begin hy met die verduideliking nie. Hy sê net eenvoudig: kyk na die voëls van die hemel. Maak oop julle oë en kyk. Nou ek hou sommer baie van die beeld. Want die voëls was maar nog altyd daar. Maar Jesus nooi sy disippels nou om anders na die voëls te kyk. Om iets raak te sien wat hulle miskien voorheen misgekyk het. Ek weet nie hoe dit vir jou is nie, maar wanneer ek bekommerd raak, kyk op 'n manier waar ek sien wat ontbreek, wat verkeerd kan loop, wat nie seker is nie. Maar Jesus kom telke maal en help ons met 'n beeld soos die, om die Vader in ons lewe raak te sien. Dit beteken nie ek en jy steek nou moeilike dinge weg of wens dit weg nie. Nie om te maak asof die probleme nie bestaan in ons lewe nie, dit is daar. Maar 'n manier om ons te help om te onthou, dat om met bekommerde oë so na die lewe te kyk, ons gaan begin vasval in 'n manier van leef, waar ons paal onveilig gaan voel. Jesus sê die mooiste woorde: julle hemelse Vader, hy voed hulle, hy voed die voëls, hy kyk na die voëls. Dan vra hy daai groot vraag: is julle dan nie baie meer werd as hulle nie? Nou kyk, dis nie 'n formule nie, nee. Dis 'n uitnodiging na 'n manier van dink en leef. 'n Uitnodiging om weer raak te sien dat God, my bron, hy teenwoordig is by my in my situasie. So vandag, wanneer bekommernisse by jou opkom, dit wat deel is van ons lewe, hoe sal dit wees om nie dadelik dit te probeer oplos nie, en eerder die vraag te vra? In die oomblik stop jy, net vir daai paar sekondes, kyk bietjie wat jy raak sien. Nie wat verkeerd kan gaan nie, maar wat jy op hierdie oomblik nie raak sien nie. Vra die eenvoudige vraag: waar sien ek vandag tekens van God se sorg? Ek kyk dit dalk mis. Hoe kan my oë oop gaan vir dit? Hoe kan ek dit raak sien? En dan onthou jy net een ding. Waar jy jou alreeds gedra het, onthou daai ding in jou lewe. Vandag of iewers in die week het hy dit gedoen. Ja, en dan kyk jy weer rond. Waar kan God reeds nou aan die werk wees? Hier, sonder dat ek dit opmerk. En dan gaan jy aan met jou dag. Iets om te onthou is, soms groei vertroue nie deur nuwe antwoorde te vind nie. Soms groei dit wanneer ek weer begin sien. Begin sien en God vra my te wys wat ek moet sien. Kom ons praat met hom. Liefdevolle God, ons wil sien wat U raak sien in ons lewe. Ons wil ons skat vind in U, en daarom draai ons oë na U. Want waar ons skat is, daar sal ons hart ook wees, by U. Amen.